Goeienaand, baie welkom weer en weer 'n uitnodiging vir volgende week nie, vir vanaand na die tyd is daar iets lekker om te drink. Ek dink as iets om te eet ook. So kom asseblief as jy die tyd het en dit is regtig lekker om bietjie saam daar by die saal te kuier. So kom ons kyk of ons dit kan inpas. Psalm 84 praat oor verlange na God. Hoe lieflik is u woning, Here. My siel verlang, ja smag, om in die teenwoordigheid van die Here te kom. My hart en my liggaam roep hardop uit na die lewende God. Jesus word genoem Immanuel, God met ons. Mag u die vrede wat hy bring, belewe. Amen. Kom ons sing eers terwyl ons net bly sit, 'n lied, Heilige Jesus, Heer van die Here. Ons gaan Psalm 116 sing en ek het dit spesifiek gekies omdat ons vanaand gaan nadink oor Jesus Christus, onder andere sy lyding en sterwe en opstanding en wie hy was. Nou dit klink nou asof ek omtrent jy kan 10 dae daaroor preek, maar dit is maar net 'n klein opskrifie. Hoekom ek Psalm 116 kies, is omdat ons weet dat Jesus die Psalm gesing het, die aand toe hy gevange geneem is. Daar staan dat hulle het saam nagmaal gehou, dan staan daar voor dat hy uitgegaan het hulle die lofsang gesing, almal saam, daar om die tafel. En die lofsang is in Hebreëus word het genoem die Halleel, wat kom van Halleluja af. En daardie Halleel het bestaan uit 'n aantal psalms, hier van Psalm 113 tot 118. So hulle daardie psalms saam gesing. Die lofsang is die Halleel en daarom weet ons hy het dit gesing. Ons het nou natuurlik nie, hulle het Aramees gepraat, hulle het dit in Hebreëus gesing. Ons gaan dit vanaand in Afrikaans sing met Tosje se mooi woorde. Kom ons staan as ons dit doen.
Ek het nou die aand vir u gesê dat die groot reis het begin by Antiochië. Dit was heel noord in Sirië en net op die grens tussen waar dit nou Sirië en Turkye is, op daai grens, en die Antiochië val nou in op die grens, maar in Turkye se gebied. En dit was een van die 3 grootste belangrike stede vir die Romeine. En wat baie merkbaar is, of merkwaardig, of mooi, of goed is dat die volgelinge, hulle genoem die volgelinge van die weg. Dit is hoe hulle Jesus se volgelinge beskryf het eers. Maar in Antiochië het hulle die Christene die eerste keer Christene genoem. So die woord Christen kom van Antiochië se tyd af. Kom ons sing 'n lied wat sê, Heer, ek wil 'n Christen wees. Dankie. Kom ons bid nou eers saam voor ons lees. Here, dit is seker ons gebed vanaand. Heer, ek wil 'n Christen wees. Ons bely dat ons almal Christene genoem word, maar dat ons nie altyd weet wat dit beteken nie. En as ons dit vanaand bid, wil ons dit bid asof dit die eerste keer in ons lewe is, wat ons kom sê, Here, ek wil 'n Christen wees. Ek wil soos Jesus wees. Die verbintenis tussen my en die Here, ag, kan dit nie duidelik word en sigbaar word? Kan dit nie my lewe se klank en se kleur word nie? Ons vra dit in u naam. Amen. Ons lees nou uit die brief aan die Filippense. Ons is besig met hierdie brief die hele tyd en die opskrif van die hele reeks is 'n verrassende vreugdebrief. En in hierdie brief word ons eintlik verras om elke hoek en draai. Ek het van die begin af gesê hy bestaan uit 4 bladsytjies en 16 keer word daar gepraat oor dat ons geroep word tot blydskap of vertel word daaroor. Nou lees ons by hoofstuk 2. Voordat ek lees wil ek net sê in die eerste hoofstuk het hy gesluit deur te sê want vir my om te leef is Christus. Om te sterf dis wins, maar om te leef is Christus. Vers 5: Laat dan die gesindheid wat in Jesus Christus was, ook in julle wees.
Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het hom daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy hom self verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood aan die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk bo elke naam, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van die in die hemel en op die aarde onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God, die Vader. Dan in hoofstuk 3 lees ek vanaf vers 7, alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies, terwille van Christus. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword, en ek beskou dit as weggooi goed, sodat ek Christus as wins kan verkry, en in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur die geloof in Christus. Die regverdiging wat van God kom, deur die geloof. Sodat ek Christus kan ken. Die krag van sy opstanding kan beleef en die verbondenheid aan sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word. En ek so hoe dan ook die opstanding uit die dood kan bereik. Vers 12, nie dat ek het al verkry het of reeds volmaak is nie. Ek streef daarna al hierdie goed my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Ons lees tot daar, kom ons sing net 'n lied tussenin, 314. As daar 'n term is wat ons baie gebruik, seker elke dag of elke tweede dag, is om te praat van voor Christus of na Christus. Dis vir ons kalenderterme, dui tyd aan. Vir Paulus het dit iets heeltemal anders beteken. Dit was vir hom 'n persoonlike betekenis wat sy lewe diep geraak het. Die voor Christus was voordat hy Jesus ontmoet het. En die daarna was nadat hy Jesus leer ken het. En wat daardie ontmoeting sy hele lewe verander het. En dis presies wat hy in hierdie boek, hierdie brief doen. Hy het vreugde en hy vertel van voor en na ontmoeting met Christus. Oor sy lewe voor Christus kon hy baie spog as hy wou, sy godsdienstigheid en sy toewyding en sy afkoms en sy opleiding ensovoorts. Maar hy het ook oor sy verlede voor Christus getreur. Want dit was 'n tyd waar hy nie insig gehad het nie. Waar hy verdwaalde ywer gehad het.
en hy het die gemeente van Jesus vervolg. Mense het begin vlug vir hom, oor die landgrense heen, oor die noordgrens in Sirië in, na Damaskus toe, so 200 kilometer noord van Jerusalem. En Petrus neem hierdie vreemde besluit om hierdie vlugtelinge te agtervolg. En hy vat afdeling van die tempelpolisie saam. En ek mens wonder, wat is dit in, hy is toe nog genoem Saulus, wat soos 'n besetene Jesus bestry. Kan dit wees dat Saulus niks van Jesus wil weet nie, omdat hy eintlik alles van hom wil weet? Kan dit wees dat hy met hierdie haat die verlange in sy hart wil doodskreeu? Maar hy is op pad. En dan kom die keerpunt, wat u van weet, die Damaskus ervaring, wat hulle dit noem. Wat presies gebeur het, weet ons nie, en Paulus probeer ook nooit dit vir ons uitlê en vertel nie, dit word maar in Handelinge vertel. Maar op pad is daar skielik 'n visioen van Christus se teenwoordigheid. Daar's 'n verblindende lig wat oor hom skyn, sodat hy blind van sy perd afval. En dan hoor hy 'n stem wat sê nie Saulus, Saulus nie, maar Saul, Saul. Hy is eintlik vernoem na die eerste koning van Israel, Saul. En daarom word hierdie naam in hierdie vertelling so mooi gebruik. En dan vra Saul, Saulus, wie is u? En dan kry hy die antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. En toe raak hy betrokke by Jesus, en sy lewe verander. Die tyd voor hy Christus geken het, het ander dinge hom geïnspireer. Maar nou sê hy, ek het nou 'n ander agenda, iets anders inspireer my. Ek verlang, en ek noem die eerste 3 dinge hier, dit loop in, ook in 'n 4de, maar dit word eintlik ondervang deur die eerste 3. Ek verlang na 3 dinge, om Christus te ken, om die krag van sy opstanding te ervaar, en om te verbonde te wees, vasgebind te wees, deel te hê aan sy lyding. Mens wonder, as hy nou dit sê, ek wil Christus ken, ek wens om hom te ken, ek verlang daarna, dan is mens die eerste reaksie om te sê, maar Paulus, jy ken mos vir Jesus. Jy het mos gevra, wie is u, en hy het vir jou gesê, ek is Jesus. En jy verkondig Jesus oral. Hoekom nou skielik, ek wil Jesus ken? Hy sou kon gesê het, ja, ek ken Jesus. Of hy sou gesê het, ek weet nie hoe ek hom ken nie. Dis 'n lewenslange tog. 'n Kerkvader van die 4de eeu, Augustinus, het gesê, Christus is 'n geheim. Jesus het saggies gepraat, en hy het ons liefde wakker gemaak. Ons het uit die hoek van die oog net so ietsie gesien. En soos in 'n ver af echo het ons ietsie gehoor. Maar dit was genoeg om verlange in ons op te wek, om agter hom aan te hardloop. Ons is eintlik besig om agter hom aan te hardloop, sonder hom werklik heeltemal te ken. Nou in Jesus se eie tyd was hy baie bekend. Almal het bespiegel oor hom en almal geweet van hom, maar hy was ook baie onbekend. Want sy optrede was elke keer 'n verrassing. Hy het mense verras. Daar's 'n boek wat geskryf is deur 'n bekende teoloog wat in verskillende lande, ook nou in Suid-Afrika, in Kaapstad en Stellenbosch professor was, Denise Ackerman. En sy het haar eie belewenis met Jesus beskryf as 'n verrassing. Sy het in 'n geloofshuis neutraal groot geword.
En daar het 'n tyd in haar lewe gekom waar sy 'n besluit moes neem oor Christendom of nie, en sy het ons met daaroor met iemand in gesprek ook. En uiteindelik het sy gesê, dis nie vir my bedoel nie. Ek soek dit nie, ek kom eintlik goed klaar. En sy was op pad om dit vir die persoon wat haar begelei het te gaan sê. Maar in hierdie kort rit dink sy weer oor alles. En sy kom sê vir hom, ek kom om my geloof in Christus te bely. En sy het 'n boek geskryf met die titel, nou moet hy net wys, maar hy wys nog nie. Moet ek weer 'n keer probeer? Weer. Hier kom die kenner. Weet jy, ek het hom nou net reg gekry. Daar sê. Dankie. Ek is nou skaam om te sê, hoekom Dewald tot hier moes kom. Ek het nie die ding aangesit nie. En so 'n ding werk nie goed as hy nie aangeskakel is. Baie dankie Dewald. Surprised by the man on the borrowed donkey. Maar kyk veral na daai eerste woord, surprised. Ek is verras deur Jesus Christus. En die evangelies beskryf Jesus se optrede die hele tyd as 'n verrassing. Elke dag tree hy teen die verwagtinge van mense in op. Almal verwag hy gaan preek soos Johannes die Doper. Want Johannes gesê, hier kom die een wat nog sterker as ek is. Johannes die Doper was verdoemend. Hy sê, maar die een wat kom, hy kom met 'n byl om die boom wat nie vrugte het nie af te kap. Hy gaan die koring en die kaf skei en die kaf verbrand. En hier kom Jesus. En sy eerste preek begin met gelukkig is die sagmoediges en die vredemakers. Hy en Johannes het min of meer dieselfde boodskap. Maar Johannes bring die trane van God. En Jesus bring die glimlag van God. Hulle is gewoond aan die geestelike leiers wat verpligtinge het en wat jukke op hulle plaas. Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Hulle verwag so 'n leier dat hy sal saamspan soos leiers altyd doen met die leiersfigure van die tyd. En dan doen hy dit nie. Hy gaan eet saam met armes, mense wat uitgestoot is, die drumpelmense van sy tyd. Hulle verwag 'n leier met 'n triomftog wat die Romeine gaan verdryf. En hier kom die ongewapende man van Nasaret wat op die grootste oomblik die stad inry op 'n geleende donkie. Geen wonder dat Jerusalem aanhou sê, maar wie is hierdie man? Die disippels, Jesus sê, nou wie sê julle is ek? En hulle gee die regte antwoord, u is die Christus, u is die gesalfde, die Messias. Maar al het hulle dit gesê, het hulle glad nie die implikasie daarvan verstaan nie. Dat 'n Messias kan lei, het hulle hoegenaamd nie begryp nie. En die pad van lyding was vir hulle, hy 3 keer met hulle daaroor gepraat het, dat daar staan dat dit nie 'n woord daarvan verstaan nie. En deur die eeue was hierdie teenstrydige Christus teenwoordig. Baie mense, teoloë en kerke kan op verskillende maniere na hierdie vreemde, verrassende persoon kyk. In die kunste is daar verrassende uitbeeldinge oor Jesus. Ek gaan vir u 'n prentjie of 2 wys, daar's duisende en duisende en duisende, gaan Google dit self. Ek wys net
om twee redes. Die eerste is om te sê, in al die skilderye sien ons dadelik, hier is Jesus. Ons weet hoe lyk Jesus. En ons begryp. Daar is vir my wonderlike skilderye, waarin jy nie weet wie is Jesus nie. Byvoorbeeld, uit die Karibiese eilande, kom hierdie groepie mense, en hulle is geteken as vissers. Nou jy gaan nie dadelik weet wie is Jesus nie, hulle lyk maar almal dieselfde met hulle visserman klere. Jy sien eers wie is Jesus, as jy sien na wie almal kyk, en na wie almal luister, dan besef jy maar, hy is so een van ons, dat ons eintlik uit ander se reaksies moet ontdek, wie hy is. Nog 'n soortgelyke uitbeelding van Jesus, ons kan nie sien dit is hy nie, hy sit met sy rug na ons toe. Maar ons weet dit is hy, want daar staan die gedekte tafel, waar hulle die viering het. Maar dis nie 12 netjiese disippels wat daar sit nie, dit is sommer 'n samekoms van mans en vrouens en kinders en babatjies. Dit is gemaak in Australië deur Margaret Atland. 1993 kom hy vandaan. Dis 'n chaotiese ervaring daar. Maar dis die drama van die oomblik. Wie is die mense wat daar is, wat so luister en wonder? Dis ons. Dis 'n prentjie van ons daai. Wat sê, ek wil hom beter leer ken. Paulus sê, ek wil hom beter leer ken. En hy ontdek 'n wonderlike ding. Hy ontdek, ek wil hom leer ken, maar hy het my geken voordat ek eers gedink het om hom te wil ken. Hy sê in hierdie gedeelte, ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Jesus Christus my reeds sy eie gemaak het. Een mooi Engelse vertaling, I'm well on my way, reaching out for Christ, who has so wondrously reached out for me. Wilhelm Jordan het in een van sy baie mooi gedigte het hy die belydenis van geloof omgedig, en hy noem dit die blyde nuus van geloof. En as hy oor Jesus praat, sê hy, ek glo in hierdie seun van God, die timmerman van Nasaret, wat gekom het, en kom om ons te ken. Elkeen na sy naam, in die fynheid en die grofheid van sy grein, en in die jaarringe van sy pyn. Ek wil hom ken, hy ken my, deur en deur. Dan sê Paulus as 'n tweede ding, ek wil graag die krag van die opstanding ondervind. Die opstanding is ook 'n geheim. Die opstanding is 'n misterie. Paulus sê hy wil dit beleef. Jy moet nie dink jy kan die opstanding van Jesus in woorde vasvat. As mense wil hê jy moet presies kan woordeliks bely hoe dit gebeur het en wat dit behels het. Dit bly 'n geheim. Maar Paulus sê, ek wil dit ondervind. Ek wil dit belewe. En op die Damaskuspad het hy dit belewe. Dit was 'n verskyning van Jesus. Hy beleef die krag van Jesus se opstanding. En hy staan self op. Dis wat die verskyningsverhale eintlik duidelik en elke keer sê. Hy beleef nie net Jesus se opstandingskrag nie, hy beleef ook sy eie opstanding uit sy verdwaaldheid, uit sy blindheid, uit sy woede beleef hy 'n opstanding. En so werk al die opstandingsverhale. As Maria Magdalena staan en huil, die verdriet oorweldig haar, sy is verblind deur trane, en sy vra vir 'n man in die tuin oor Jesus.
En as hy sê Maria, dan staan sy op. Dis haar opstanding nou ook, uit haar verdriet en haar trane. En as Thomas sê, ek is nie meer deel van die spannetjie nie, ek staan buite, daar op die grens, want ek twyfel, en ek wil eers sien voor ek glo, as hy dan vir Jesus sien, dan staan hy op, uit sy vertwyfeling, en sy ongeloof. En as Petrus 3 keer vir mense sê, ek het vir hom gesê, hy is die Christus, maar vir mense sê hy 3 keer, ek ken hom nie. Die grootste mislukking van sy lewe. En as Jesus dan 3 keer vir hom vra, en daardie opstanding verskyning, het jy my lief, dan kan Petrus opstaan, uit sy mislukking, uit hierdie verskriklike oomblik, waar hy gefaal het, waar hy verraai, verloon het. Toe dit Paasfees word in die tronk vir Bonhoeffer, toe skryf hy 'n Paasfeesbrief aan sy ouers. En hy sê Paasfees beteken om die lewe te sien in die lig van die opstanding. Presies wanneer dit met jou sleg gaan, as iets hard en onmenslik jou tref, herinner die opstanding van Jesus jou, dan weet jy, daar is nog ware lewensvreugdes. Dit bestaan nog. Ek wil Jesus ken. Ek wil die krag van sy opstanding beleef. En ek wil verbonde wees aan sy lyding. Daar is 'n baie interessante skildery daaroor van Ecuador of Pablo Sanchez, Jesus wat die kruis dra. En jy sien Jesus skaars. Hy is daar amper weggesteek. Maar daar is 'n paar mense wat hom help dra. Maar daar's 2 groepe mense as jy mooi kyk. Die een groep help en die ander groep spot. Hulle staan hier agter die muur. Hulle het maskers op. Bygeskryf het iemand hier dit so gemaak. They watched him there. From behind their masks. They watched him as he stumbled along, helped by a few of his friends. He had disturbed their complacency, but they were safe behind their masks. They could look over the wall and laugh, and no one would know what they really thought or felt. He is a criminal, they said, a loser. 6 months from now, nobody will ever remember this Jesus. But in their hearts there was a vague stirring that something was not quite as it should be. Het is interessant dat eers die opstandingsboodskap vertel word en dan die lydingsboodskap. Dis in 'n verkeerde volgorde. Ek dink dit kan vir my onder andere sê, die opstandingsboodskap maak nie die lydingsboodskap irrelevant nie, oorbodig, afgehandel nie. Hierdie is nie goed wat die een is nou klaar en nou begin die ander ene nie. En daarom sê Paulus, ek wil die opstanding beleef, maar ek wil ook Christus se lyding wil ek beleef. Ek wil beleef dat ek ook geroep word soos die disippels vir wie Jesus sê, kom waak saam met my hier in Getsemane. Dit is hoe Bonhoeffer die saam wees met Jesus se lyding verstaan het. Hy het gesê, ons moet saam met hom waak in Getsemane. Hoe doen jy dit? Hy sê, dit beteken nie, jy moet iets, dit het in die tronk geskryf, dit beteken nie, jy moet iets oordrewe godsdienstig doen nie. Dit beteken net, jy moet in die lig van Christus,
moet jy die lewe omhels en die lewe leef met sy pligte en sy probleme, sy suksesse en sy mislukkings, met sy trane en sy vreugde. Hy skryf, dit dink ek is geloof. So waak mens saam met Christus. Dit is bekering. So word jy 'n mens en 'n Christen. Ons wil deel daarin, maar dit werk ook andersom. Ook in jou eie lyding, daar waar jy gebroken is, kan iets van Christus se lyding resoneer. Niemand het dit vir my so wonderlik ooit uitgebeeld as Sheila Cousins nie. In haar wonderlike gedig Christ of Burnt Men. Sy het in Spanje gewoon. Daar het 'n fratsongeluk gebeur, waar sy totaal by was. Haar stoof het ontplof en sy is stikkend en verbrand daaruit. En vir 2 jaar lank was daar allerhande ingrepe in haar lewe. Is daar gepoog om die brande te stop. Daar's rekonstruksie moes gedoen word aan haar hele liggaam en aan haar gelaat. En sy ervaar dat in hierdie tyd roep Christus haar nog steeds agter hom aan. Sy sê, toe ek jou sengende wonde aan my lyf ontvang het, jou kruis is geteken oor my. En dan skryf sy, ek lees nie die hele gedig nie, net 'n vers. Jy het deur die beswyming onder druppende bloedplasma en soutwatersakke kom skyn voor my. Met net die trekking van 'n glimlag van uiterste pyn om jou mondhoeke, jou oë blink van die verskriklike akkoord. En dan in daai tyd wat sy dit sê, sê sy, ek verstaan nog nie vir Jesus nie. Ek ken hom nog nie. En dan praat sy, al is my begrip so min, sy praat van my eenvoetig springende begrip agter jou sagsinnigheid aan. Opdat ek jou raak sien, raak weet, raak het. En nog wag jy, dat ek moet sê, heel uit moet sê, gryp my hande dan, amper sonder vingers, vir jou, kundige timmerman. Paulus het dit belewe, dat ook in sy lyding, resoneer Christus se lyding in hom. Paulus sê, ek het nou net een agenda. Ek wil Christus ken. Ek wil sy krag van die opstanding beleef. En ek wil deel hê. Ek wil betrokke wees by sy lyding. Enige ander agenda vat jou weg van Jesus Christus af. En deur die eeue is daar ander agendas tot op hierdie dag. Waar mense Christus, nie soos Paulus met hierdie agenda sê, dis die 3 dinge wat ek wil beleef nie, maar wat 'n ander agenda het, hulle wil Christus annekseer. En as ek hom eers geannekseer het, dan kan ek in sy naam oorlog maak. En dan kan ek in sy naam geld maak. En dan kan ek in sy naam 'n magsposisie bekom. In sy naam kan ek ander vervolg en op hulle plekke sit. As jy Jesus so annekseer, mense kry dit reg en hulle kom weg met hulle word ryk en hulle maak oorlog en al daai goed. Maar dan moet jy weet, die Jesus waarvan dit hier gepraat word, staan een kant. Hy is buite die deur. Hy is hier deur sy eie mense verloon. Ek het nou vir u vertel van Denise Ackerman, wat die boek geskryf het, Surprised,
by the Borrowed Donkey. Ek wil afsluit met 'n klein vertellingkie uit haar boek. Sy vertel hoe sy's 'n Anglikaan en sy het toe gegaan na die Great London Cathedral toe. Daar was 'n groot Anglikaanse biskoppe konferensie en sy is saam met die aartsbiskop van Suid-Afrika en sy het gegaan as die teologiese raadgewer vir hom. En oor die hele wêreld is daar 400 biskoppe bymekaar en sy skryf daardie enorme Great London Cathedral was filled with pomp and splendor. Dit was 'n optog wat jy nog nooit gesien het nie, want dit is 'n groot kerkies, 400 mense wat inkom by die een deur in 'n ry. En dis gesiene kerkleiers, die beste in die wêreld van hulle kerk en saam met hulle die verteenwoordigers van die koningshuis, want daar is 'n innige band tussen die koningshuis en die Anglikaanse kerk. En sy sê sy sit op 'n goeie plek waar sy almal kan sien inkom en sy sien die septers en die krone en die kruise en die goue kettinge en sy raak taamlik liries as sy praat oor die gewade wat hulle aan het. Hulle is geklee in sy, brokaat, lamei, stolas, biskopsmusse ensovoorts. En uiteindelik gaan die groot swaaideure toe nadat die Bishop of Canterbury ingekom het. En dan skryf Denise, I leaned forward to have a better view, wondering, what am I looking for? Suddenly I realized I was looking for the man on the borrowed donkey. Ek wil die man op die geleende esel sien. Nou sy vertel hierdie ding nie om haar kerkse styl aan te val nie, maar hierdie storie word eintlik 'n metafoor dat ons in al ons handelinge, in die alledaagse lewe, maar ook in ons godsdienstige handelinge, die man op hierdie donkie kan misloop, dat ons hom kan misbruik. Maar sy sê, net soos wat Paulus sê, ek wil hom ken. En ek wil die krag van sy opstanding ondervind. En ek wil toelaat, ek wil dit beleef, dat sy lyding ook in my lewe resoneer. Amen. Here, ons weet nie hoe om dit te vra nie, maar ons wil maar soos die gedig gesê het, U strek U hande na ons uit. Help ons om ons hande gebroke uit te steek na U. U die kundige timmerman. U die een wat ons teen U bors kan druk. Dat ons iets van U opstanding in ons eie lewe ondervind. Ons moet almal maar keer op keer weer opstaan, ons weet dit, o Heer. Maak ons oë daarvoor oop. En gee dat ons ook sal toelaat, sal bewus wees, dat in tye van lyding, of in tye van vreugde, iets van Christus se lyding nog in ons bly resoneer. Amen. Ons sing 'n lied, Jesus bron van al my vreugde.
nadat Paulus 16 keer vir die Filippense gesê het, wees bly, kom ons deel blydskap. Toe sluit hy sy hele brief af, deur te sê, en die vrede van God, wat groter is as wat ons verstaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou, in Christus Jesus.